Goeienaand en welkom by hierdie kanaal. Ja, dis vir my maar baie moeilike video hierdie, want ek het gister die skokkende nuus ontvang dat Gustav Venter, wat so dikwels saam met my hierdie program aangebied het, dat hy skielik oorlede is, eergisteraand. Hy het blykbaar asemnood ontwikkel en daarna het hy van 'n hartversaking of hartaanval gehad en hy is nou oorlede. Hy is nie meer met ons nie. Hy was maar 63 jaar oud. Ek het so 'n stukkie geskryf op en het oral geplaas op Facebook en X en so meer oor hom. So 'n doodsberig en om ook 'n bietjie hulde aan hom te bring. Ja, en ek wil verder nou 'n bietjie oor hom gesels. Weet jy, ons mekaar ontmoet het destyds en die dinge wat hy gedoen het en wat hy vir ons beteken het. En ek gaan ook hierso onder in die beskrywing van hierdie video 'n skakel plaas, soos 'n bankrekeningnommer waar mense skenkings vir sy weduwee kan maak, want sy het dit nodig, want sy gaan nou geweldig onkoste hê met sy begrafnisreëlings en so meer. En daar was 'n hele paar projekte waarna ons gewerk het, wat 'n bietjie geld sou inbring, maar dit het nou nog nie, dis nog nie voltooi nie, en omdat hy nou so skielik oorlede is, gaan dit natuurlik nie, ja, vir sy weduwee ook nou kan inkomste verseker nie. Dus vra ek mooi om aan Irma, sy weduwee, te dink en die moeilike tyd wat sy nou ook deurgaan, en ek dink dit sal net vir haar riem onder die hart wees as ons 'n bietjie ons harte oopmaak vir haar ook. Ja, Gustav Venter, ek het hom die eerste keer ontmoet. Ek dink dit was hier in 2003, 2004 daar rond. By die KAK in Kaap Oudtshoorn. Ek het so in 'n kafee gesit, daar was 'n joernalis wat met my onderhoud gevoer het, of 'n Engels sprekende persoon van Johannesburg, en toe het hy my daar herken en hy het met my kom gesels en hom self voorgestel. En van daar af het ons kontak gehad en met die jare het ons albei egter vriende geraak. En hy het 'n klomp dinge van Praag ondersteun en daartoe bygedra. Op ons ou webwerf het hy 'n klomp rubrieke geskryf. Hy het ook natuurlik wonderlike romans geskryf. Hy het onder andere die Amygdala van Alrina Smal. Dit is een van die beste boeke wat oor die afgelope 20 jaar in Afrikaans geskryf is. Ons het dit elektronies uitgegee en ons wou dit nou juist hierdie jaar ook op papier laat verskyn. En nou onlangs ook in Europa was dit ek met mense oor see in Europa ook daaroor gepraat. En ek dink daar's 'n sterk kans dat ons dit selfs oor see uitgegee kan kry. Dus alhoewel hy nou dood is, dink ek sy erfenis en dit wat hy vir ons nagelaat het, dit moet voortduur en ons moet sy boeke wat hy geskryf het en sy bydraes, dit moet voortleef. Hy het natuurlik allerlei dinge gedoen. Hy het ook films gemaak en draaiboeke geskryf, en ek het so in my huldeblyk van gister het ek ook genoem dat hy verskriklik lief vir honde was. Hy het altyd 'n hond gehad en oral saam met die hond gegaan, en daarom nevens was hy 'n groot opera liefhebber. Blykbaar was sy pa opera sanger of 'n opgeleide opera sanger. Hy het nou die afgelope jare in Vryburg gewoon en daar het hy ook 'n groot rol in die gemeenskap gespeel. Hy het mense gehelp en geïnspireer. Hy het selfs 'n vriend van hom, wie se sig nie meer so goed is nie, hy het vir hom gereeld elke dag boeke opgeneem, vir hom boeke voorgelees en het opgeneem en vir hom gestuur per
oor WhatsApp. So dis regtig iemand wat sy medemens gedien het, wat sy gemeenskap gedien het, en ek dink hy verdien dat ons hom daarvoor moet eer. Hy het natuurlik net soos ek op die Oosterrand groot geword, as kind, op Brakpan, en ek noem het ook in my stukkie wat ek geskryf het, dat hy het na daardie pragtige, mooi, nieuw klassieke bibliotheek in Brakpan gegaan, toe ek kind was, en daar boeke uitgeneem, en so het hy vir die eerste keer met letterkunde en boeke bekend geraak. Verder was hy het natuurlik in die weermag ook gedien, en ek onthou toe ons by sy troue was, toe hy en Irma seker so 10-15 jaar gelede getroud is, toe het 'n klomp van sy ou weermag kollegas en makkers het die troue bygewoon, en hulle was ook gaande oor hom. Trouwens, hy het aan die Universiteit van Pretoria gestudeer, en daar het mense om die bynaam prof gegee, omdat hy so belese en welsprekend was. Hy was iemand wat natuurlik, almal wat hierdie kanaal gekyk het, is bewus daarvan dat hy baie goeie beheersing van Afrikaans gehad het, hy was welsprekend, hy kon goed praat en skryf, en hy het altyd 'n kwinkslag gehad, het 'n fyn humorsin gehad. Dis vir ons 'n groot verlies om Gustaf nou so uiters voortydig aan die dood af te staan. Maar ek dink die beste manier waarop ons hom kan eer is om maar net aan te gaan en om ook te sorg dat sy skepings voortleef en dat dit gekoester word en dat meer en meer mense dit moet lees. Ons kan ook van sy ou rubrieke dalk versamel wat hy geskryf het en tesame met sy romans en die res van sy literêre produksie. Trouwens, Fransie Philips, toe ek haar gister daarvan in kennis stel, het sy ook gesê, dit is verskriklik, en sy sê, hy is die mees onderskatte skrywer in Afrikaans. En ek stem nogal daarmee saam, want die establishment het hom nie eintlik erkenning gegee vir die baanbrekerswerk wat hy gedoen het nie. En die fyn balans wat hy gehandhaaf het in sy boeke om van die ekstreme omstandighede tans in ons land uit te beeld, sonder om oorboord te gaan, of sonder om jy weet die ekstremisme van die situasie, of ekstreme situasie te laat, jy weet, in sy eie skryfstyl en benadering om dit te laat ontspoor, so baie maklik kan gebeur, want dit is ontsettend moeilik om oor hierdie goed te skryf, wat tans in die land aangaan, veral die geweld en so meer. Dus, ja, as jy kan, asseblief, jy weet, skenk ietsie vir Irma by een van hierdie skakels of na sy bankrekening of na die bankrekening toe by Capitec, of dan andersins by wyse van 'n debiet of 'n kredietkaart. Ek gaan self ook so 'n bydrae vir hom maak. En lewer ook kommentaar hieronder vir ons en sê wat jy self van hom gedink het en bring 'n gulde aan Gustaf. Ek is seker ons gaan nie ophou praat oor hom nie. Sal verder weer na hom verwys. En gelukkig het ons ook hom op beeld en video afgeneem, so lank al die afgelope klompie jare. Ek sal sommer hierso sê, om saam met sy hond ook vertoon. Daar is hy, ek dink die hond se naam destyds was Draad, die hond is ook naderhand dood, maar hy het weer 'n ander hond aangeskaf. En hier is, ek het ook 'n ander foto van hom en Irma, waar hulle in gelukkiger dae saam was. Wat 'n pragtige paartjie. Dus, ja, kom ons bring hulde aan Gustaf en ons
ons sal hom nooit vergeet nie. Totsiens.